Henriette Weber, die dean, wat is hier die directeur van die Performing Arts Center by UWC. Nou Henriette, hoe beland die 11-jarige in jou program? Laat ik maar heel aan die begin. Party mense sal weet dat IWK 'n musiekprogram gehad het. Departement van 1975 tot 2002. En met al die dinge wat gebeur in die politiek en in die onderwys en so aan, is die musiekdepartement gesluit. Toe word daar die huidige rector, professor Brian O'Connell, word dit toe begin met Senter vir Uitvoerende Kunste. En dit was in 2005 wat dit gestig is. En na baie jaar wat ek self hier 'n student was, kom ek toe in 2011 terug as die direkteur van die Uitvoerende Kunste. En daar is nou 'n nuwe onderwysstelsel en jy moet nou nuwe besluite maak oor hoe musiekonderrig gegee word. Maar ook dat dit akademies geakkrediteer kan word deur die instansie. En so begin die hele beweging om curriculum, kan nou nie by Afrikaanse woord kom nie, om dit nou op te stel wat gemeenskapsoriënteerd is. Nommer 1, wat die jonges, die huidige IWK-studente, as ook mense met talent wat jare dit in die gemeenskap beoefen, maar nie gekwalifiseerd raak. En dus die unieke kursus, die intermediate en die gevorderde kursusse in musiek sy vorming gekry het. En dit is toe my verlede jaar gestuur na die Senaat van IWK, wat het nou aanvaar het en dit goedgekeur het. En dit is hoe ons die 2 kursusse akkrediteer kon kry deur die universiteit. So dit beteken dat studente wat op hoërskool is, by die universiteit musiek akkreditering kan kry. Dus vir ons studente op campus, uit enige van die 7 fakulteite, hulle kan hierso kom aansoek doen. Hulle vang 'n graad op campus en hulle kry 'n musiekakkreditering deur die Sentrum vir Uitvoerende Kunste. As ook vir gemeenskaps musici, kunstenaars, wat nou ook al as hulle nou jare in 'n kerkkoor speel, of in die klopse, of die minstrel, wat jy nou ook al hulle wil noem, en hulle wil nou hulle self verbeter. Nou gee ons vir daardie student in die gemeenskap 'n geleentheid om lesse te kry, om die teorie agtergrond te vat. Ja, die teorie, dit is belangrik. Dit is 'n groot probleem. Nou as jy daardie leiers van gemeenskapsorganisasies akkrediteer en jy bemoedig hulle en jy gee hulle leiding, hoe gaan ons vorentoe? Dan verbeter jy die standaard van daardie individuele persoon. Beslis. Maar hulle dra dit ook oor na hulle gemeenskapsprojek toe. En so bevorder jy dan die gemeenskapsprojek en so groei hulle op 'n artistieke vlak, maar ook as mens en al die sosiale dinge wat daar saamgaan. En dit is die raamwerk van die program. Maar wat ons ook doen, ons sê nie net dis nou vir julle nie, you fall in wherever you feel like it, whatever fits for you. Dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n geselskap wat begin. Soos Danny se pa met ons kom gesels het, ons kyk, wat is die talent? Hoe maak ons die talent werk? En hoe kry ons professionele mense as uitvoerende kunste of onderwysers, dit maak nie saak nie. Maar hoe akkrediteer ons dit? En dit is hoe Danny in ons program pas, sonder om die kursus te verander. Maar as hoe ons met die individueel werk om die beste uit daardie individueel te kry.